Goeiemôre, baie welkom vir almal van julle. Lekker om julle almal te sien. Ek hoop jy het 'n goeie naweek gehad. Vir almal aanlyn, baie welkom ook vir julle. 'n Groot voorreg dat julle ook deel is van reg oor die wêreld. So laat weet vir ons waar julle inskakel. Dit is altyd lekker om te hoor ook waarvandaan julle inskakel. En maar so kom ek bid vir ons. Ons gaan in die woord van die Here induik vandag. Ons maak vandag klaar met hierdie reeks. Maar kom ek bid vir ons saam en dan gaan ons die woord bestudeer. Here, dankie vir die voorreg wat ons kan hê om saam met U te kan werk. Dankie dat U spesifieke dinge op spesifieke tye doen, omdat U 'n spesifieke plan het. En Here, dankie dat ons in die naam van Jesus kan vergader. En dat dit gaan oor U, en ek bid dat U vandag sal kom en deur die Gees, soos wat ons Pinkstersondag herdenk, mag U deur U Gees weer iets kragtig kom doen, soos wat U gestuur het, mag U weer kom stuur. Mag U vir ons kom wys wat dit is wat U wil hê ons moet doen. Mag U vir ons wys wat is die iewers vir elkeen van ons, waarvoor U ons roep, sodat ons 'n verskil kan maak en deel kan wees van 'n groter storie as net ons eie storie. En so ek kom vra, Here, vir 'n oortuiging, diep oortuiging vandag, soos wat ons die woord bestudeer. Ek bid dit in die kragtige naam van Jesus Christus. Amen. Ons kom aan die einde van ons reeks, elkeen wat ons so 'n paar weke terug begin het. En my hart met hierdie reeks was regtig om, as jy 'n gelowige is, dat iets in jou wakker gemaak sal word, dat jy sal weet dat elke gelowige is geroep deur God. Dat God het 'n doel vir elke mens, dat God het 'n plan vir elke mens, dat God het 'n liefde vir elke mens, en dat Jesus het gesterf aan die kruis vir elke mens, en dat hy wil sy mense, sy kerk gebruik, om hierdie goeie nuus aan mense bekend te stel. En ek het vir jou gesê, reg deur hierdie reeks, is dat daar's in 'n sekere sin 3 opsies wat jy kan doen met jou lewe en wat jy kan doen met jou tyd. Jy kan dit of mors, en daar's klomp maniere in hierdie wêreld wat vir jou geleenthede gee om jou lewe te mors, of jy kan dit net opgebruik, jou lewe opgebruik en jou tyd opgebruik vir jou eie agenda, vir jou eie drome, vir jou eie ambisies, of jy kan dit investeer, hierdie kort lewe, in iets wat ewigheidswaarde het, iets wat langer gaan hou as jouself, iets wat groter is as net jou lewe. En ek het so 3 weke terug het ek hierdie kaartjie, en dit is tussen die stoele, en as jy nog een kry, dan is jy welkom om een te vat. Maar wil ek hê dat elkeen van ons vir 'n iemand sal wees. Dat ons sal begin bid vir 'n iemand. En die vraag wat ek vir jou vra is, wie is jou een meer? Wie is die een wat naby aan jou is, maar ver van die Here is? En om te bid dat die Here iets sal kom verander, te bid vir redding, te bid vir jou, vir 'n geleentheid om die evangelie op die tafel te sit. Laasweek het ek met jou gepraat dat elkeen vir iets sal wees. Dat jy jou gawes en jou talente en jou passies en jou ervarings, dat jy dit in iets sal sit, dat jy 'n kanaal van God se genade kan wees in iemand se lewe, en dat jy daar iets sal wees waar jy begin dien en waar jy begin iets doen, en dat jy God se hand op dit sal bid, dat sy genade op dit sal wees. En vandag wil ek met jou praat oor 'n iewers, oor wat is jou iewers? Waar is dit? Waarheen is dit wat die Here jou roep ook vandag? Want God se hart is dat elkeen van ons 'n boodskapper moet wees. En ek vertrou die Here vir iets nuuts in ons gemeente, en dat daar iets van hierdie in ons harte sal val, want elke gelowige is gestuur, nie deur Petrie nie, maar deur Jesus Christus. Die een wat die hoof is, die een wat die kroon van die skepping is, die een wat sy kerk bou. Jesus gee aan die einde van Matteus 28, net voordat hy opvaar hemel toe, gee hy die groot opdrag. En een sê, dis nie die groot voorstel nie. Dis die groot opdrag wat Jesus gee. En ons lees in Matteus 28 staan nou, Jesus kom toe nader en sê vir hulle, en ek dink voordat ons enigstens kyk na wat hy sê, moet ons dalk net in ons harte uitklaar wie is die hulle. En in hierdie konteks was dit al sy volgelinge. En ek dink dat hierdie groot opdrag is nog steeds vir al sy volgelinge. En as jy jouself sien as sy volgeling, dat jy 'n kind van God is, dat jy Jesus as Here van jou lewe het, dan is jy deel van hierdie hulle vir wie dit gesê word. En hier is wie dit sê. Hy sê, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. So die een met al die mag in die hemel en op die aarde sê dit vir hulle. So daar is nie iemand wat meer mag en meer gesag het as hy, wat die volgende woorde sit nie. En dan sê hy, gaan dan na al die nasies toe. Nou hier is die ding, hier is die fout wat ons maak wanneer ons hierdie lees, ons dink aan al die lande in die wêreld, en die realiteit is dat die evangelie alreeds na al die lande in die wêreld is, maar die woordjie wat hier gebruik word is ethnos. En dit beteken mensegroepe, tale, rasse.
En Jesus sê, gaan na al die tale en al die rasse en al die mensegroepe op hierdie aarde. Nou, ek wil dit vir jou help verstaan wat dit beteken in ons konteks waar ons vandag is, wat Jesus sê waarheen ons moet gaan. Daar's vandag 17.400 groepe mense in hierdie wêreld. Met ander woorde, Jesus sê, gaan na 17.400 groepe mense. En party van hierdie groepe is miljoene mense. 7.400 van hulle word gesien as onbereikte groepe in hierdie wêreld. Dit beteken dat 2% van die mense in daai groep is dalk Christene. 5% dalk ouens wat hulle identifiseer as Christene. 2% is evangeliese Christene in die 7.400. Dan bo en behalwe dit is daar 'n addisionele 3.125 grens onbereikte groepe. Dis mense op hierdie planeet waar daar minder as 0.1% Christene is. Dis 1 uit 1000 of selfs minder mense. Nou julle is omtrent 1000 hier vandag, dit beteken dat net 1 van julle 'n Christen kan wees in so 'n groep mense. Dis onbereik. Nou party van julle het so 'n bietjie OCD en jy het ingestap en jy sien hier's 'n klomp verskillende stoele en dit pla jou so 'n bietjie, jy het gekies om op 'n sekere stoel te gaan sit. As jy enigstens op 'n donkerblou stoel sit, as jy introvert is, dit gaan net 'n oomblik wees, jy gaan fyn wees. As jy op 'n donkerblou stoel sit, as jy kleurblind is, vra dat iemand jou help, maar as jy op 'n donkerblou stoel sit, wil ek jy moet net vir 'n oomblik staan, net vir 'n oomblik. Uit die 840 stoele wat hier onder is, julle kan rustig wees, okay? Julle is dankbaar, julle sit vandag bo. Jy verteenwoordig, hierdie 155 donkerblou stoele, verteenwoordig 20 van hierdie groepe. Jy wat staan, verteenwoordig 20 groepe mense, waarvan daar minder as 0.1% Christene is. Dankie, jy kan sit. En Jesus sê, gaan na al hierdie nasies toe. En maak hierdie groepe mense, maak hulle my disippels. En dit is die grootste, die belangrikste werkwoord in hierdie opdrag, is maak disippels. Doop hulle, hierdie mense, in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Wat is dit wat Jesus beveel het? Waar kry ons enigstens wat Jesus beveel het vandag? Is in die Bybel. En hy sê, ek wil hê dat julle hierdie mense, hierdie nasies, hierdie groepe mense, sal leer wat ek hulle beveel het. Nou, kom ons stop net vir 'n oomblik daar. As dit kom by tale in hierdie wêreld, is daar 7.396 tale in hierdie wêreld wat gepraat word. Deur hierdie 17.400 groepe mense. 400 van hierdie tale is gebaretaal. En hulle glo dat minder as 2% van hierdie ouens bereik is met gebaretaal. As dit kom by Bybelvertaling, uit hierdie 7.396 tale, het net 796 van hierdie tale 'n volle Bybel, van Genesis tot by Openbaring, in hulle taal. Dis 10%. Ok, 11% vir die wat nou die sommetjie gedoen het. Tans is daar 514 tale wat geen Bybel, geen stukkie Bybel in hulle taal het nie. As jy op 'n rooi stoel sit, is jou beurt. Wil jy net vir 'n oomblik staan as jy op 'n rooi stoel sit nie? Jy verteenwoordig 9 tale wat nie 'n stukkie Bybel in hulle eie taal het nie. Met ander woorde, ouens wat nog nooit Psalm 23 gehoor het, die Here is my redder. Dankie, jy kan sit. Ek besef party van julle is heeltemal te lank, maar hulle nog nooit gehoor, die Here is my herder. Ek kom niks tekort in hulle eie taal nie. Hulle het nog nooit Johannes 3:16 gehoor wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En deel van Christendom is om te sê dat dit is 'n verhouding, dat die God van die heelal wil met jou 'n verhouding hê. En hoe kan hierdie ouens glo dat 'n God 'n persoonlike verhouding met hulle wil hê, as hy nie eers hulle taal praat nie?
Teen hy praat hulle taal. Maar hulle het dit nêrens nie. En baie van hierdie tale, ek het nie eers 'n skriftelike Bybel nodig, want hulle kan nie eens lees nie. Hulle het 'n audio Bybel nodig, om die evangelie te hoor. In Afrika alleen, is daar 306 tale wat 'n volledige Bybel het. Dis die kontinent met die meeste tale wat volledige Bybels het. Maar ons het steeds 616 wat skrif benodig. So wat gaan tans in die wêreld aan? Tans is daar 3966 werk in proses, waar Bybels vertaal word vir die eerste keer, in 'n taal. Okay? In die jaar 1999, was daar meer as 5000 tale, wat nog nie 'n Bybel gehad het. En ek wil net hê jy moet sien die intensie wat gebeur, wat mense sê, ons gaan hierdie taak wat Jesus ons gee, klaarmaak. So in die jaar 1999 was daar 5000 tale wat nog nie 'n Bybel in 'n eie taal gehad nie. Teen 2020, want hulle het toe 'n besluit geneem, groot Bybelorganisasies, teen 2025 wil hulle dit drasties anders te sien. In 2020 was daar net 1990 tale oor, en aan die einde van Maart 2026 is daar net 514 tale oor. En by the way, Jesus sê, hy kom terug wanneer almal gehoor het. Dis al wat oor is. Nou daar is seker hoeveelheid tale, wat hulle nie ag om Bybels in te vertaal nie, want dit is nie nodig nie, want hierdie ouens werk in ander tale, en dis deel van hierdie. As jy na hierdie syfers kyk, en Jesus sê, gaan, en hy sê dit vir ons, dan lyk dit bietjie oorweldigend. Dit lyk bietjie groot. Inteendeel, toe Jesus vir sy disippels sê, gaan na al die nasies toe, het hulle nie eens geweet waar is al die nasies nie. Hulle het eers geweet, daar is 'n suidpunt van Afrika nie. Dit was onmoontlik toe Jesus het gesê, en miskien lyk dit onmoontlik, maar hier is ons. En dis hoekom Jesus gesê het wat hy gesê het, net voordat hy opgevaar het hemel toe. Maar julle, kom ons kyk net weer na die julle, wie is die julle? Julle wat my volgelinge is, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, want julle het bonatuurlike krag nodig, om hierdie bonatuurlike werk, wat ek vir julle gee, te doen. En dit is nog steeds beskikbaar vir sy kerk. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, en in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die aarde. Nie eers hier, en as ons daar klaar is, dan gaan ons aan nie. Nee, dis 'n en, dis 'n orals. Iemand het so gesê, hier, daar en waar ook al. Julle moet my getuies wees, hier, daar en waar ook al. Dis my hart, dis my missie, dis vir julle wat my volg. En dan sê Jesus vir sy disippels, bly in Jerusalem. Hy vaar op hemel toe, hy sê, bly in Jerusalem, en wag vir hierdie krag, wag vir hierdie geskenk, die Heilige Gees. Wanneer ek in die hemel is, gaan die Vader dit vir julle gee. So bly hierso, en dan vir 10 dae na die hemelvaart, dan kom die krag. En ons lees van dit in Handelinge 2, daar staan, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek by mekaar. Miskien die bokamer, omtrent 100 van hulle, die Pinksterfees, net om veel konteks te gee, so daar is die Paschafees in die Joodse kultuur, en dis tydens hierdie fees wat Jesus gekruisig is, dit het gewys na die lam wat geslag is om verlossing te bring in Egipte, en Jesus bring dit in vervulling. Dan die eerste dag na daai Pascha Sabbat, was dit die fees van die eerste vrugte. En dis die dag wat Jesus opgestaan het uit die dood, as eerste vrugte van die wat sal opstaan uit die dood. En dan 7 weke later, Pinkster beteken letterlik 50, 7 weke later, dan was dit hierdie fees van weke gewees. En baie deur die eeue het dit verander, maar op die ouene tyd van Jesus was die fees van weke, was daar 'n dankbaarheid oor die wet wat God gegee het. En op hierdie dag word die Heilige Gees uitgestort. En nog steeds vind jy hierdie kontras, jy sien dit oral in die Bybel, tussen wet en gees. En God doen spesifieke dinge op spesifieke tye, om sekere profesieë en sekere dinge in vervulling te bring. Die rede hoekom ons as Christene op Sondag by mekaar kom, want Jesus het opgestaan op 'n Sondag, en die Heilige Gees is uitgestort op 'n Sondag. Die eerste dag van die week. En terwyl hulle by mekaar was met hierdie fees, en hier's wat God doen, hy bring die Joodse storie en sy storie, bring hy by mekaar, en hy doen dit op 'n spesifieke rede, want hierdie hele Jerusalem is vol Jode van reg oor die wêreld. Reeds daar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, en dis 'n geluid, daar was 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind. Moenie hierdie mis nie.
En dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. En ek wil hê jy moet hierdie woorde onthou, geweldige stormwind, want dit is nog steeds die hart van God. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel het en op elkeen van hulle gekom het. Die vuur en wind en krag was simbolies in die Ou Testament van God se teenwoordigheid. Selfs toe hulle deur die woestyn gereis het, was daar 'n kolom van vuur oor die hele volk gewees. En dit is individuele in die Ou Testament wat die Gees van God ontvang het en kragtige werk gedoen het. Maar hier kom God en hy doen iets niets. Hy het Jesus sê hy gaan sy kerk bou. Die kerk word gebore in 'n sekere sin en van hier af gaan hy dit anders te werk. Dis 'n elkeen tipe ding. En daar kom vlamme op elkeen om te simboliseer dat elkeen nou die Gees kan ontvang. En elkeen binne hom wil God iets in en deur hom kom doen. Dis nie meer net globaal nie, dit is individueel. Almal is met die Heilige Gees vervul. En my oortuiging is dat wanneer jy tot geloof kom, ontvang jy die Heilige Gees. Want jy word deur die Gees deel van die familie, deel van die liggaam van Jesus. Jy word deur die Gees wedergebore. En wanneer jy gered word, word jy dadelik deel van die reddingsspan wat moet gaan. En jy het bonatuurlike krag nodig vir dit. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, en onder sy leiding dit te doen. Hy doen dit. Daar het godsdienstige Jode uit, kyk hierdie woordjies, al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. En God is soos, julle is laai, kom ons begin. En toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrong. En omdat, kyk baie mooi, elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. God se hart van dag 1 was dat almal sal hoor, dat elkeen sal hoor in sy eie taal die werke van God. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? En dan lys hulle 15 verskillende nasies waarvan hierdie ouens vandaan kom wat die taal, die evangelie, of nie die evangelie, die werke van God hoor in hulle eie taal. Hoor wat sê hy? Perse, Medeërs en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Cyrene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Net om vir jou 'n visuele prentjie te gee van wat dit beteken wat daar gebeur is. Hier is hulle in Jerusalem en uit al hierdie nasies om Jerusalem is daar ouens wat die evangelie, wat die goeie nuus van God, wat die werke van God hoor in hulle eie taal. Vandag is dit die areas hier, Irak, Iran, Turkye, Italië, Libië, Egipte, Krete. En almal van hulle hoor, want dit was God se hart, was nog altyd vir die nasies. Ironies genoeg, vorm hierdie deel, waar alles begin het, die deel van die 1040 venster, as jy nog nie van dit gehoor het nie, dis in hierdie area waar die mees hoeveelheid mense woon, wat onbereik is. Hierdie rooi kolletjies verteenwoordig onbereikte mense. Dis hoe die godsdienste lyk daar. Moslems by ver die grootste, Boeddhiste, Hindoes en dan ouens wat hulle eie geloof het. Dis ook in hierdie area waar die meeste tale nodig is vir Bybelvertaling. En tog het hulle oral gaan, want die res van hierdie wêreld het die evangelie gehoor. En nou stuur God ons terug na waar dit vandaan kom. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Hier is iets bonatuurliks wat besig is om te gebeur hierso. En is dit nie presies wat God doen nie, is dat hy besef dat om hierdie taak te verrig is iets bonatuurlik nodig en hy gee sy Heilige Gees wat bonatuurlik werk in hierdie mense. En hier is die uitnodiging vir jou en vir my vandag, is dat God van die heelal nooi jou en my uit deel te raak van sy bonatuurlike storie. Sien, die fout wat ons maak, is dat God net moet deel raak van ons natuurlike storie. Primêr is die Heilige Gees en die krag van die Gees nie gegee vir jou en vir my net om 'n beter pa en 'n beter man
'n beter mens te wees nie. En net om jou en my lewe gemakliker te maak en dat jy maklike parkeerterrein in die mall kan kry nie. Dis nie hoekom hy sy Heilige Gees gegee het nie. Dis primêr gegee om te gaan na die nasies toe en om dit te kan doen het ons bo-natuurlike krag nodig. Ja, natuurlik wil hy jou lewe verander en ja, hy wil hê jy moet 'n beter pa wees en 'n beter man wees en ja, hy wil hê dat want jou lewe sal beter wees wanneer jy Jesus volg, maar Jesus is groter as die lewe en hy's definitief groter as jou en my lewe. En hy nooi jou en my uit om deel te wees van 'n groter storie waarmee hy besig is. En die vraag is, gaan jy jouself posisioneer in hierdie wind, hierdie geweldige storm wat God iets wil doen in hierdie wêreld, of gaan jy in jou bootjie sit en teruggroei in hierdie wind en sê dit gaan oor my agenda, my prestasies en my drome wat ek het? Of gaan jy jouself posisioneer en die seile opkry en laat hierdie wind kan waai en jou kan neem waar hy iets groters as jou lewe wil doen? Peter, maar, okay, hoe is dit moontlik? Terwyl jy sit en preek, kry ek boodskappe op my foon. Ek kry e-mails en al hierdie goeters. Ek het al hoeveel keer die evangelie gehoor my uithaal. En is dit nie wonderlik dat in Suid-Afrika in al 12 ons amptelike landstale is daar 'n Bybelvertaling nie? En ons al hoeveel keer die evangelie gehoor, en ons al hoeveel keer dit gehoor. Hoe is dit moontlik dat daar nog mense en lande kan wees wat dit nie gehoor het nie? Vir ons het die internet. Hier is wat jy moet weet. Ons het 'n vyand. En daar is 'n geestelike oorlog betrokke om te keer dat mense die goeie nuus van Jesus kan hoor. En die duiwel verblind mense om nie te kan sien nie, om nie te kan hoor nie, en dat landsgrense toegemaak word en dat mense nie kan uitkom by sekere mense. Paulus skryf dit so in 2 Korintiërs, hy sê, hulle is die ongelowiges, wie se verstand deur die God van hierdie wêreld verblind is. Die duiwel maak mense blind. Dis nie net dat dit nie, baie van hierdie onbereikte mense het 'n Bybel in hul taal. Maar daar is 'n duiwel wat hulle blind maak om die evangelie, die lig, Jesus is die lig, om dit enigstens te sien. En hulle bly in donkerte en hulle bly in hierdie geestelike donker. Hy het hulle verblind sodat hulle die lig van die evangelie nie kan sien nie. Dit is die evangelie van die heerlikheid van Christus wat die beeld van God is. Dis wat die evangelie is. En dan sê hy vers 6, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte, ons wat gelowiges is, 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Christus Jesus uitstraal. Die rede hoekom ons kan glo, die rede hoekom ons die evangelie verstaan is, omdat God dit moontlik gemaak het, 'n lig geskyn het, ons oë oopgemaak het, om dit te kan sien. Dis nie omdat ons so slim is, of net omdat ons in die suide van Afrika gebore is, en die ander ouens in Pakistan of in Bangladesh gebore is nie. Daar is 'n geestelike oorlog betrokke. In 1 Korintiërs skryf Paulus so, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Vir hom is dit onsin. Hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. Hierdie God wat is vir die nasies, wat 'n globale beweging dag 1 begin. Sy hart is nog steeds vir die nasies. En die Heilige Gees beweeg in jou rigting, en jou uit te nooi na om deel te wees van hierdie, en hy beweeg in die rigting van die nasies. Maar in die middel van hierdie beweging is die opstanding van Jesus, die boodskap van Jesus is in die middelpunt van dit. Die Heilige Gees kom om te getuig oor Jesus, die opgestane een. Hy het opgestaan uit dood. Christendom is gebou op iets wat gebeur het in die verlede, die opstanding van Jesus. Dis waarop dit gebou is. En dan begin Paulus eintlik, wanneer hulle vra, wat gaan hier aan? Ag nie Paulus, die Petrus, wanneer hulle vra, wat gaan hier aan? Dan begin Petrus preek. En dan gaan haal hy Ou Testament profesie in Joël aan, om net vir die ouens te verduidelik, God se hart was nog altyd dieselfde. Dan sê hy, so sal dit in die laaste dae wees, sê God, ek sal my gees uitstort op alle mense. Dan sê hy, seuns en dogters, hulle gaan die gees kry, hulle gaan profete wees, jong mense gaan gesigte sien, ou mense gaan droom. En dan gaan hy aan en hy verduidelik 'n klomp goeters, en dan sê hy in vers 21, so sal dit dan wees, elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Joël het dit geprofeteer in die Ou Testament. Petrus haal dit aan hierso, en ek het al hoeveel keer in die reeks het ek Paulus se woorde wat hy hierdie aangehaal het in Romeine 10 gesê. Vers 13, elkeen van die naam van die Here aanroep sal gered word.
Dis God se hart. En dan begin hy die evangelie verduidelik, dan sê vir hulle, luister ouens, julle het gehoor van Jesus van Nasaret, julle het gehoor van die wonderwerke wat hy gedoen het, julle het gehoor hoe hy mense geleer het. En dan is hy oorgelewer aan die godsdienstleiers en hulle het gedink is in hulle beheer, maar eintlik het God dit so bestem. God se plan was nog altyd dat Jesus aan die kruis sterf, want hy dink globaal en hy dink aan nasies en hy dink aan generasies en hy wou hê dat Jesus sterf vir die sonde van die wêreld en hy het dit presies gedoen en hy het dan gesterf, maar hy het opgestaan as bewys dat wat hy gedoen het was genoeg. Die offer was genoeg om te betaal vir al die sondes en dat die nasies die vryheid kan hê en dat die nasies verhouding met hierdie God kan hê. Dan sê hy dit so, maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou, want hy is die lewe. En hy leef. En dis die boodskap wat hy wil hê ons moet gaan. En hy preek nog 'n klomp goeters en hy haal Ou Testament skrif aan en hy gaan aan en hy doen 'n klomp dinge en dan by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Nie wat moet ons glo nou nie. Nie wat moet ons highlight in ons Bybel nou nie. Nie wat se kursus moet ons nou bywoon nie. Wat moet ons nou doen? Sê vir ons wat ons moet doen. En dan antwoord Petrus, bekeer julle, draai na God toe en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Die feit dat hulle gedoop is, wys dat hulle wys hulle eenheid met Jesus. Dis 'n openbare verklaring dat ek behoort aan Jesus. Dis hoekom hy gesê het, laat julle doop. Dis waarvoor die doop nog steeds is. En God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Julle almal. Dis vir almal. Dit gebeur wanneer ons tot bekering kom. En die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. Hulle was gehoorsaam om te doen wat hy toe sê, en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. As jy nie van groot kerk hou nie, moet jy vir Here eendag in die hemel sê, dankie dat jy nie op Pinksterdag daar was nie. Mega kerk net daar, boom, 3000 mense. Kan jy dink hoe lank hierdie diens aangehou het om 3000 mense te doop? Dat was 'n hele dag ding. En daar was nie tyd om almal se name te leer ken en dat almal wat nou die doop die ander se naam nie ken nie, want dis wat gebeur met 'n beweging. Vandag gaan hier omtrent 2000 mense wees oor ons 3 dienste en omtrent 1000 aanlyn. Dis 3000 mense, dit gebeur in een dag. Paar weke later preek Petrus weer, nog 2000 by, boom, 5000, praat van dit. Maar dis wat gebeur wanneer daar beweging is. Ek love het hoe ons doop doen. Elke eerste Sondag van die maand doop ons mense hier. Waar ons hulle getuienis was opneem, hulle deel getuienis van hoe die Here hulle lewe verander en is great. En nou dacht ek sê, ek hoop so vir die dag dat die systeem breek, en dan as 600 van julle sê, ons wil gedoop word, en ons soos, ons gaan nie allemaal sy getuienis opneem nie, ons gaan nie doen, ons gaan 'n aanplan moet maak, want ons het nog nooit gedoen nie. Wat kan gebeur? Maar hier is wat ek en jy moet weet, the good news is only good news if it gets there in time. Het help ons celebrate good news hier, en ons mense wat elke dag doodgaan, en dit nog nooit gehoor het nie. Ons hoor mooi. Daar is nie 'n oupa en ouma wat vir hulle kan bid, of 'n oupa, of 'n oom, of 'n tannie nie. Daar is niemand nie. Oupa en ouma het nie geweet nie, ma en pa het nie geweet nie, hulle het nie geweet nie, kinders het nie geweet nie, kleinkinders weet nie, hulle het tot nooit gehoor nie. Daar's mense wat nog nooit die naam van Jesus, die evangelie van Jesus gehoor het, en dat daar God is wat lief is vir hulle nie, en dat daar God is wat vir hulle gesterf het, en het moontlik gemaak het dat hulle ewigheid saam met hom kan wees. En God se plan is vandag nog steeds sy kerk om te gaan. Petrus, so wat moet ek doen? 2 Timoteus 2, en ek lees vir jou New Living Translation. I urge you, en ek wil hier met die hart van Paulus hoor, I urge you, en ek wil hier met my hart vandag hoor, I urge you. I urge you. First of all, to pray for all people. This is good and pleases God our Savior. Dis die wil van God om dit te doen. Wanneer jy dit doen, is jy binne in sy wil, doen jy wat hy vra. Who wants everyone, elkeen, everyone, to be saved and to understand the truth. Die goeie nuus en dat hulle kan lees en kan verstaan en kan geleer word oor dit. Dit is wat nodig is. En ek wil jou uitnooi.
om 'n stap te neem van geloof. Hier, daar en waar ook al. So waar is jou iewers? Waar is jou iewers? Kom ons begin net by jou straat. So tussen die stoele is daar so 'n klein papiertjie. Ek weet ek het jou al baie goed laat invul hierdie laaste paar weke. Maar daar's 'n klein papiertjie wat jy jou naam en van kan neerskryf en jou straatadres kan neerskryf. Of net jou straat for that matter. Aan die agterkant is daar kaarte van Bloemfontein. Wat ek jou wil uitnooi is as jy dan sê, okay, ek verbind myself om te begin bid vir my straat. Dis deel van all people. En dan gaan dit vat en dan vat jy 'n duimdruk en jy gaan druk dit daar in jou straat. En sê, okay, ek kies om te bid vir my straat. Miskien sien jy dat al jou bure is in die kerk en gered, dan begin jy 'n ander straat kies. En jy begin dalk 'n gebedswandel en sê, ons gaan vir die ander straat begin bid. Maar begin jy net, dis jou iewers. Dis jou hier dalk. En sê, okay, ek verbind myself om te bid. Vir my mense, vir my straat. Dan wil ek jou aanmoedig, as jy net uit uitgaan, vir julle online gaan ons die link stuur, maar vir julle wat hier is, as jy nou uitgaan, hier waar die Timoteussaal is, teen nou vensters van die Timoteussaal, is daar klomp kaartjies geplak. Tussen hierdie kaartjies is daar verskillende A4 bladsye met QR codes, wat jy kan gaan scan. Gaan nou iets oor die kaartjies sê. Een van daai QR codes wat jy kan gaan scan is Pray for Zero. En dit vat jou na 'n website toe, wat die hart van hierdie is, om te bid vir 0 tale wat nog nie 'n stukkie Bybel het nie. En jy begin bid, en jy begin bid vir hulpbronne, en jy begin bid vir mense, en jy begin bid vir waar ook al die duiwel keer dat dit kan gebeur, en jy bid vir Bybelvertalers wat hulle in gevaar is vir hulle lewe, en jy begin bid vir hulle. En ek wil hê jy moet as kerk weet, net dat jy dra reeds finansiëel by tot hierdie. Dit is 'n projek wat ons 'n groep mense wat die Bybel in hulle eie taal nog nie het nie. En ons dra honderde duisende, hele geld, honderde duisende rande. Ons hoop vir hierdie jaar is dat ons meer as 1 miljoen kan bydra vir dit. Dis 'n taalgroep bo in Tunesië. En ons besig om die taal daar vertaal. Okay? So jy gee, maar miskien moet jy begin bid vir dit. Okay? Party van julle het al koffie buite gekry. En jy sien die koppies lyk dalk anderste. Dis so geel en swart koppie. Op hierdie koffie staan daar Coffee the Bible. En dit is 'n herinnering vir jou, en daar's 'n QR-code op jou koppie wat jy kan gaan scan. En dit vat jou na 'n website toe van Coffee the Bible, en al wat hulle wil doen is net om vir jou te herinner. As jy 1 cappuccino se geld, of nou 40 of 35 rand is, 1 cappuccino se geld opgee, en 2000 mense doen dit vir 60 maande, dan kan jy 1 Nuwe Testament vertaal, in 'n taal wat nog nie die Bybel het nie. Party van julle dink so 'n bietjie meer as 1 cappuccino in 'n maand, maar dit vat jou na 'n website en jy kan kies, gaan ek dalk net 1 cappuccino se geld bydra? Hulle doel is vir 2000 mense, hulle staan op 393. Wel, dit was voor die eerste diens. En miskien sê jy, okay, ek wil op hierdie manier betrokke raak. En die geld gaan na, jy is die organisasie Woord vir die Wêreld wat ons ondersteun wat Bybelvertaling doen. Dis hoe dit lyk, wanneer mense die eerste keer 'n Bybel kry in hulle eie taal. Ouens, ons is so geseënd. Ons het nog nooit nie 'n Bybel in ons eie taal gehad nie. Want ons niemand so oud hier wat dit kan sê nie. Maar ons mense wat nog nooit dit gehad het nie. Miskien moet jy dit begin doen. Dan is daar 'n ander QR-code wat jy gaan scan, Pray for 1040. En jy bid vir lande en mensegroepe binne in hierdie 1040 venster. En jy kan gekies van dit is die vervolgde kerk, van dit is dat jy kies 'n land en jy bid vir daai mense, van dit is 'n mensegroep en jy kan opteken en elke dag kry jy 'n e-mail van hulle af en hulle sê bid vir hierdie groep met inligting oor hierdie groep. Hoeveel is hulle in die wêreld? Hoe min mense is daar wat Christene is en hoe kan jy bid vir hulle spesifiek? Dan daar's 'n klomp kaartjies. Ek het die helfte van die 3125 mees onbereikte groepe, die grensgevalle. Ek het die helfte van hulle gaan uitprint vir jou. En ons het geplak teen die venster. En dis 'n kaartjie met 'n foto van hoe hierdie mense lyk, van hoe groot hulle, hoeveel mense daar in die wêreld is. En dis almal mense wat minder as 0.1% Christene in daai groep is. Party van daai groepe, 278 van daai groep het meer as 1 miljoen mense. En ek wil jou uitdaag, jy gaan staan daar, en daar gaan gesigte wees. Daar's party wat nie gesigte op het, dit is net 'n kaart, want ons weet nie hoe lyk hierdie mense nie. En miskien moet jy daai kaartjie afhaal en sê, ek kies om te bid vir hierdie groep mense. En ons QR-code as jy nog meer inligting wil hê. En dan is daar 'n ander website, of 'n ander QR-code wat jy vat na 'n site, 110 cities. 90% van die bevolking woon in hierdie 110 stede.
En in hierdie stede is daar baie mense wat nie vir Jesus ken nie. En jy begin bid vir daai stad. En jy bid dat die evangelie daar sal kom. Hulle droom is dat ouens gebedsgroepe sal gaan na hierdie stede toe en 'n gebedswandel binne in hierdie stede sal gaan doen. En sal bid dat die lig van Jesus sal skyn en dat mense se oë sal oopgaan. Dis net geleenthede vir jou, vir iewers. Want iewers is nie net hier nie, ouens. Jesus sê, julle gaan my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria en in die uithoeke van die wêreld. En ek wil hê dat elkeen sal bid vir iemand. Dat jy sal bid vir iets en vir iewers. Dus die vraag wat ek vir jou wil vra is, wie, wat, waar? Wie is jou wie? Waar is jou waar? Wat is jou wat en waar is jou waar? Daar is 'n God wat jou uitnooi om deel te wees van iets groters met jou lewe. Kan jy dink eendag kom ons in die hemel aan? En daar's mensegroepe wat jou ontvang daar en sê jou gebede het verandering gebring. Kan jy dink jy gaan voor God verskyn eendag en ek gaan vir jou vra, wat het jy gedoen met jou gawes, met jou talente, met jou geleenthede, met jou invloed? Was dit alles net vir jouself? Of was dit vir iets soveel groter? Jy sien 'n party van julle, jy het al reeds die invloed. Jou maatskappy stuur jou reg oor die wêreld en jy gaan in die naam van jou maatskappy. En ek wil hê volgende keer as jy gaan, as jy sou gaan in die naam van Christus met 'n Bybel in jou sak, sou jy heel moontlik arresteer in daai land. Maar jy kan gaan omdat jy besigheid daar doen. Want geld is koning. En as 'n ou wat jou in die hotel incheck. En as iemand wat jou in 'n Uber iewers heen ry. En jy sit in 'n vergadering en daar's gesigte daar. En hier is wat jy moet weet, miskien moet jy in jou kop 'n foto neem van hierdie mense en hulle name neerskryf en begin bid vir hulle, want daar is niemand anderste wat vir hulle bid nie. Hulle buurman wat gelowig is bid nie vir hulle nie, hulle ouma bid nie vir hulle nie, hulle ma bid nie vir hulle nie, want hulle is nie Christene nie. En jy is miskien die enigste persoon op hierdie planeet wat 'n Christen is wat vir hulle kan bid. Wat kan gebeur, ouens? Wat kan gebeur? Hoe kan hierdie wêreld verander? Dit het al verander. Omdat seker ons gedoen het wat Jesus gesê het om te doen. Wat kan gebeur? Toe ek met die ou praat met die organisasie wat Bybelvertaling doen, toe sê, weet jy wat is amazing? Ons werk reg oor die wêreld en ons werk met Suid-Afrikaners reg oor die wêreld. En hy sê die Amerikaners spot ons, hulle sê 'n boer maak 'n plan. Want ons mense maak planne in die sendingveld wat niemand anders kan doen nie. Mense gaan uit ons land uit oor allerlei redes en God is soos, great, ek stuur julle op ander redes. Julle is oral in die wêreld. Wat kan gebeur? Wat kan gebeur in jou lewe? Wat kan gebeur in hierdie wêreld? En wat kan gebeur eendag in die hemel? Moet jy sê, Here, gebruik my lewe op 'n bo-natuurlike manier vir u glorie, vir u mense. Kom ek bid vir ons. Vader, u alleen is waardig. U is die God van die nasies, u is die God vir mense, u is die God vir elkeen. En u wil elkeen van ons gebruik. En so Here, ek kom bid. Ek kom bid soos ek hierdie week gebid het. Ek kom bid vir 'n klomp ouens vir 'n ongemak in hulle lewe op hierdie oomblik. Ek bid dat hulle ongemaklik sal slaap. Dat hierdie gedagte hulle sal wakker hou. Dat hulle sal kies om dit wat hulle reeds gedoen in hulle lewe te kanaliseer vir u glorie en vir u missie. Ek bid dat u ons sal stuur, Vader. Ek bid dat u ons opnuut sal vul met u gees, nie vir onsself nie, maar vir u missie en vir u opdrag, vir hierdie wêreld, vir hierdie stad, vir iewers, vir daar en vir waar ook al. Ons het mense wat reg oor die wêreld inskakel en ons dienste kyk. En ek gebruik u dat julle, waar ook al is, gebruik vir u glorie en vir u missie. Kom stuur iets, kom breek iets in ons hart vir u. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.